Gelukkige Kreerdag of Heldedag. Dis vandag 200 jaar later vandat Stefanus Johannes Paulus Kreer, of soos wat hy ook vir ons bekend is as Oom Paul Kreer, op die 10de Oktober 1825 gebore is op die plaas Bilhoek, daar in die Karoo. Om hierdie dag te herdenk wil ek net vir ons so 'n paar kitsfeite gee rondom Paul Kreer en sy lewe en die merkwaardige rol wat hy in Suid-Afrika se geskiedenis gespeel het. Psalm 16 vers 6 sê, my erfenis is vir my mooi. Ek is baie trots op my erfenis. Om trots te wees op my erfenis beteken nie dat ek ander volke of kulture of hulle erfenis haat nie. Paul Kreer en sy gesin was natuurlik deel van die voortrekkers, hy as 'n jong seun, en hulle het natuurlik besluit daar uit die Karoo uit om saam met die vergadering van Hendrik Potgieter te trek. Toen Paul 11 jaar oud was hy deel van die slag van Vegkop. Dit was 19 Oktober 1836. Nou by Vegkop was Paul Kreer deel van 'n groep van 33 wat hulle self natuurlik moes verdedig teen die geskiedenisboeke verskil, maar tussen 5 en 6000 Matabele krygers. Toe oom Paul 12 jaar oud was, moes hy ook die gevolge beleef van die Bloukraans en die Boesmansrivier aanvalle waar Piet Retief natuurlik doodgemaak is, onder andere. Toen Paul Kreer 14 jaar oud was, toe het hy 'n leeu geskiet by die Nosterrivier in die Vrystaat. Paul wou die leeu's gaan jag het wat die beeste gejag het. En toe sy bly om die perde op te pas. Toe besluit die leeu's hulle wil die perde vang. En toe het een leeu opgespring. En toe skiet oom Paul Kreer hom in die lug. Dit was natuurlik ander tye gewees en reeds toe Paul Kreer 16 jaar oud was, kry hy sy eerste plaas in die Magaliesberge en dit wys maar net die verantwoordelikheid wat jong manne in daardie tyd al reeds op 'n vroeë ouderdom gedra het. Paul Kreer is natuurlik ook 'n man van die Bybel, maar ook 'n man van die reg en in 1859 is hy een van die stigterslede van die Gereformeerde Kerk in Rustenburg. Na die Eerste Vryheidsoorlog in 1883 is Paul Kreer verkies as president van die destydse ZAR. En een van sy eerste dade as president was om weer godsdienstonderrig in skole terug te bring of in te stel. As daar 'n lewensles is wat ons kan leer uit die lewe van president Paul Kreer uit, dan is dit sekerlik dit, dat ware leierskap gewortel is in integriteit en nie in die mag of die posisies of selfs die rykdom wat ons besit nie. Paul Kreer het natuurlik ook opdrag gegee dat die eerste kreerrande gemint word, kreerrande wat natuurlik baie waardevol is op die wêreldmark, het dit moontlik gemaak ook vir Jan Alleman om hulle eie goud te kan besit. En volgens die legende is die Kreer miljoene, wat bestaan uit beide goud en diamante, nog steeds iewers langs die treinspoor, volgens legende iewers weggesteek tussen Machadodorp en Waterval onder. As gevolg van die Tweede Vryheidsoorlog het Paul Kreer Suid-Afrika verlaat op die oorlogskip te Gelderland, wat natuurlik gestuur is deur koningin Wilhelmina van Nederland. Nadat Paul Kreer toe in Europa aangekom het, is hy aanvanklik eers na Frankryk en daarna uiteindelik na Switserland, waar hy in 1904 op die 14de Julie in Clarence in Switserland gesterf het. En op 16 Desember 1904 is hy in Kerkstraat in Pretoria in die begrafplaas uiteindelik begrawe.
Paul Kruger se nalatenskap is baie groot, soveel so dat verskeie plekke soos Krugersdorp, straatname in baie dorpe soos Krugerstraat en natuurlik ook die nasionale Kruger Wildtuin hier in Suid-Afrika na hom vernoem is, maar ook baie ander plekke oor die wêreld heen. Paul Kruger het gesê ek is maar net 'n boer, maar ek weet wanneer onreg geskied. Neem uit die verlede wat goed is en bou daarop. En Paul Kruger sê ons mag nie ons geskiedenis vergeet nie.